Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Welkom Eileen. Welkom. Ons is nou besig met 'n nuwe kwartaal. Ja, en 'n nuwe tema. Wat is hierdie tema vir hierdie kwartaal? Om 'n hegter verhouding met God te hê. En vandag se onderwerp is: hoe staan sake werklik? Ja, Kom ons bid saam. ons bid. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou u woord kan oopmaak en 'n baie belangrike onderwerp kan aanpak. Ek bid asseblief dat u die Heilige Gees vir ons sal stuur om dit aan ons duidelik te maak en dat ons, Here, dat ons u sal sien vandag in die woord. Dis my gebed in u naam alleen. Amen. Amen. Ek dink dis waar wat jy nou net gesê het in jou gebed, dat as ons God sien, dan kan ons werklik eers onsself sien. Hoe staan dinge werklik? Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. So die vraag is, hoe kan ons groei en 'n betekenisvolle verhouding met God hê? Hoe gaan ons dit regkry? Wel, die enigste manier om in 'n verhouding te groei is om tyd saam met iemand te spandeer. Want as jy nie iemand leer ken deur fisiese tyd met hulle spandeer nie, en ek praat nie van deur 'n foon nie. Alhoewel, ek moet sê, in die ou tyd was briewe nogal 'n manier hoe mense mekaar leer ken het. So, dalk is daar 'n bietjie waarheid, tegnologie kan dalk ook 'n rol speel, maar ek dink briewe skryf waar jy die handskrif kan sien, dis 'n bietjie anders, maar nogtans. Gee nou jou ouderdom weg hierso. Nee, net my voorkeur. Die rede kom ek nou hierdie vraag is, want ons onderwerp vir hierdie kwartaal is om 'n hegter verhouding met God te hê. So ons gaan 'n bietjie kyk na, en dan gaan ek 'n klomp verskillende onderwerpe wat daar gaan uitkom uit hierdie kernonderwerp. En die ding is dat 'n verhouding met God beïnvloed alles. Dit beïnvloed ons huwelik, ons ouerskap, Enige ander vriendskappe, ons finansiële besluite, ons ambisies en ons ewige toekoms. So ek dink dis een van die belangrikste onderwerpe wat ons na kan kyk en kan bestudeer is om 'n betekenisvolle verhouding met God te kan hê. En ons gaan 'n bietjie kyk, 'n paar punte wat ons gaan aanraak deur hierdie kwartaal is die prentjie van God wat ons het. Wat is hierdie? Hoe verstaan ons wie God is? Wat is die prentjie van God wat ons het? En wat is die prentjie van God? 'n ware beeld wat ons van God het of nie? Ja, en wat is die prentjie wat die wêreld daar buite stel? Ons gaan kyk na gebed en Bybelstudie en ons gaan kyk na trots en nederigheid, geloof, kennis, sonde en God se wet, bekering en vergifnis. En dan hoe ons kan vas staan en oorwinning kan kry wanneer daar dinge wat moeilik is, wat oor ons pad kom. En versoekings en ja. En dan, hoe kan ons werklik wandel met God? So dit is 'n paar dinge wat ons gaan kyk na in hierdie kwartaal, en ek dink dit kom daarop neer dat, soos wat ons in die vorige kwartaal gekyk het, ons gekyk na die wedloop wat ons moet hardloop. So, en ek dink dit gaan deel daarvan wees, dat ons gaan kyk na hierdie wedloop wat ons moet hardloop. En daar gaan uitdagings wees. Dit gaan nie net maklik wees nie, maar ons weet ons doen dit nie alleen nie. En ek dink dit is half die kort oorsig oor hierdie kwartaal wat vir ons wag, en ek is opgewonde. Ek moet sê, toe ek die tema sien, dis dit soos, jy weet, dit maak 'n mens opgewonde, want ek dink ons almal het dit nodig. Ons almal het 'n hegter verhouding met die Here nodig. Ons moet nooit kom op 'n punt waar ons vergenoegd is met, ons is nou my verhouding met die Here is nou fine. Nee. Ja. En terug te kom, wat ek eintlik wou gesê het met ons, waar jy gebid het dat ons die Here werklik sal sien, ons kan hom, of as ons hom sien vir wie hy werklik is, kan ons beter prentjie kry van hoe ons toestand werklik is. Wat is ons toestand? Wat is die werklike saak van ons geestelike toestand? So as ons kyk na Openbaring 3, daar word 7 briewe geskryf aan verskillende kerke deur die Christen tydperk. En die laaste brief is veral van toepassing tot op ons tyd. En ons lees dit is vanaf hoofstuk 3, vanaf vers 14, as ek dit nie mis het nie. En skryf van die engel van die gemeente van die Laodiseense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God.
En ek gaan nou fokus op vers 15 en 16 en 17. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk, ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Weet, as 'n mens nou 'n bietjie dink, hierdie tema is iets wat ons werklik moet sit en reflekteer. Ons moet ekstra tyd eintlik gaan afstaan om te dink. Dit is nie net 'n studie waar mens kennis inneem nie. Ja. Ons moet gaan reflekteer en wat is my werklik, hoe sou Jesus ons verhouding met hom as individue beskryf? Tjoe. Sal dit iets wees wat, dit was dalk sterker in die verlede gewees? Of sal hy dalk sê dit is sterker as wat dit van tevore was? Of dalk is dit net 'n menslike manier van daaraan dink, dat daar 'n sterker, jy weet, van die verlede en nou, en is dit 'n wipplankery? Is dit 'n waar, jy weet, hoe moet ons werklik daarna kyk? Ja, hoe meet jy dit? Ja, Dis die vraag. so ons moet nie oorhaastig wees om hierdie vraag te beantwoord nie. Ons moet eintlik gaan dink en bid. Maar aan die ander kant gee Christus eintlik alreeds hier in Openbaring ons werklike toestand. Want ons dink ons is dalk ryk. Ons het kennis van die woord. Ons sien God uit sy woord. Ons het 'n verstand houding van, of ons verstaan die groot stryd. Daar's dinge wat ons, ek wil amper sê, 'n bietjie beter verstaan as van die ander Christene wat ons al van tevore ontmoet het. Nou selfs net mense buite in die wêreld. Ja. Ja. En dit is ietsie wat ons maklik onsself mee kan flou. So my vraag nou is, wat beteken dit om lou te wees? Wel, vir my beteken dit, of iets wat vir jou aanduiding gee dat jy dalk lou is daar so sporadiese stilte tyd, of dat as jy in die gewoonte is, maar daar's iets wat jy eintlik self vat en daar's 'n verandering in jou hart of iets wat toegepas word nie. Jy bly dieselfde ten spyte van jou stilte tyd. Want ons moet groei. As ons nie groei nie, is daar eintlik dood wat inkom. Ons kan nie stil staan nie. Dis net of vorentoe of agtertoe. So wat vir my ook by my opkom is, heel eerste ding, is, wanneer ons hierdie lees, is dit baie maklik, dat ons kan dink, joh, hierdie is erg, nee, en dit is van toepassing op die eindtyd kerk, en weet, joh, die mense in die kerk is om, ja, ander woord, vingerwys. Ja, soos in, hulle is am koud, of hulle is am lou, en hulle is naak en beklaanswaardig en blind, en al hierdie dinge. En ons sien dit as, ja, ons is deel van die kerk, en whatever, maar ek vat nie van toepassing op my as 'n individu persoonlik nie, né? Ek sien dit as die mense in die kerk. Want dit is baie maklik om vinger te wys in die kerk, né? En net in die Christelike gemeenskap oor die algemeen kan ons maklik sê, ja, daai persoon die en daai persoon dat en so voort, is maklik. Die vraag wat ons altyd vir onsself moet afvra is nie hoe is hierdie van toepassing op my broer nie? Hoe is hierdie van toepassing op my? Want wanneer ek die Bybel oopmaak, dan praat God met my. Ja. Hy praat nie met my oor ander mense nie. Hy praat met my. Eerstens met jou, ja. Jy hoor wat ek sê. Dit sê dat jy nie 'n boodskap vir iemand kan dra nie, maar Nee, maar dit is die heel eerste balk? punt. Is ek. balk Ja. eerder as die splintertjie. So, en ek, vir my is dit, dis waar die louding in gedeelte inkom, want ek kan so maklik, kan ek sê, ja, hierdie mense, maar terwyl ek dit doen, beteken dit ek is lou. Ja. Want ek kan nie my eie foute raak sien nie. Ek kan nie sien waar ek fouteer en waar die Here aan my karakter moet werk nie. En as gevolg daarvan, Ja. dink ek's okay. En net daardie gedagte dat ek dink ek is okay, is wat lou is. Ja, ja. So dit laat my ook dink aan Elia toe hy daar op die berg staan, 1 Konings 18:21 lees, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes?
As die Here God is, volg hom na. En as dit Baal is, volg hom na. Maar die hele volk het hom niks geantwoord nie. So. Soos wat ons maar doen. Wat sê ons eintlik nou maar? Jy weet, maar God is alwetend, hy ken die hart, en ons kan vir hom vra, om vir ons die werklike toestand van ons lewe. Ek dink, ek hak nou hier so 'n bietjie vas, want ek dink, as ons hierdie punt vang, begryp, en in ons harte sit dat, dit gaan nie oor ander mense nie, soos ek. Is ek reg met God? Is daar regtig niks wat ek aan vashou, wat tussen my en God staan nie? En as daar iets is wat ek dalk nie weet nie, Here, wys vir my. Is ons van daardie gesindheid dat ons wil hê die Here moet dit vir ons uitwys? Of is ons van, weet, dis maar 'n gekoestertjie dingetjie en ag, dit is nie eintlik so belangrik nie. Ek dink ons maak dit baie maklik vir ons af. Maar God is alwetend en dit is gevaarlik om vir onsself te sê ons is okay. Absoluut. Dit laat my ook 'n bietjie dink aan die tema se titel. Hegter. Nie tevrede met hoe dit nou is nie, nog beter. Daar's 'n lied wat sê nader, steeds nader by aan U God. So dig aan die sy, ja. So daar's altyd ruimte vir groei. En as ons die wapenrusting werklik aan het, dan kan ons eers, jy weet, sê maar ek veg. Dit is nie net van, ja. So 'n voorbeeld wat vir my baie lieflik is Henog, en toevallig het ons eintlik die laaste les van die vorige tema oor Henog gepraat. En eintlik ook oor Laodicea gepraat. En dit is vir my so wonderlik om te sien hoe die tema so invloei, want die hele Bybel is aan een. Maar Henog, in die wêreld soos wat ons leef, vol boosheid, net voor die vloed, het hy 'n hegte verhouding met die Here gestap. Ons het nie verskoning nie. Ja, ek bedoel, Jesus sê self, soos in die dae van Noag. En dit beteken, in die eindtyd, op die laaste gedeelte van tyd, net voor die wederkoms, gaan dit wees net soos in Noag se dae. Wat vir my sê is, daardie dae moet dan baie boos gewees het. Ja. As jy dit vergelyk met nou. Ja, as jy hoor wat ek sê, soos in, ons kan sien hoe erg is die wêreld. Dit is malligheid, né? En dit word al hoe erger. So hoe erg was dit gewees in Henog se tyd? Dit was geweldig erg. En in daardie absolute tyd van boosheid en goddeloosheid, het hy totaal en al gewandel met God. Verstaan jy? So dit is vir my is dit is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is Henog. En dit is eintlik net so kort stukkie in die Bybel. Want ja, vir my is dit altyd soos as jy daar lees, dan sal jy, as jy deur die hele geslagregister gaan, dan lees jy, dan sien jy, hierdie persoon het so lank geleef, en hy het so oud geword en hy het dood gegaan. Hierdie persoon het so lank geleef, hy het so oud geword en hy het dood gegaan. Dan gaan lees jy deur almal van hulle. Nou kom dit by Henog uit, dan sê dit glad nie dat hy geleef het nie. Hy sê hy het so lank gewandel met God. Ja. Ons kan en dan sê dit dat, en hy was daar nie meer nie. Verstaan jy? So, en dit is my hele punt, is vir my, ons is so erg oor die lewe, as jy het so kan amper stel, dat die tydelike lewe, dat ons mis die punt, want hierdie lewe moet, eintlik wat dit moet wees, is 'n wandel met God. Verstaan jy? So, en ek dink as ons in die wêreld kan kyk, en ons alledaagse lewe kan kyk, deur die bril van, hier is eintlik 'n wandel met God. Ek is op pad werk toe, dis 'n wandel met God. Ek is by die werk, dis eintlik 'n wandel met God. Ek kom terug by die huis. Vooruit. Maar jy hoor wat ek sê, dis 'n wandel met God. Dit is hoe ons moet kyk na die lewe. Presies dit. En in dit los die Here ons daarom nie net by ons toestand nie, gee vir ons die oplossing. Vers 18 van Openbaring. Ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word in wit klere, sodat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. En in die tyd wat dit geskryf was
koop en verkoop meer ruilhandel as wat fisies met geld. En Jesus het vir ons iets anders om te gee, in ruil vir ons vuil, skandalike, verlede. Ja, so, en ons sien ook in Maleagi 3 vers 3, hy sê, en hy wat God is, sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Hy wil daardie smeltingsproses in ons doen. Maar ja. Maar dit is, God wil vir ons beter gee, as dit wat ons het. Ja. En baie keer ding is dit wat ons het, is nie die beste. Ons dink dit is die, my meisie kan sê nou dag, ek weet nie hoe sy dit gedink het nie, maar soos, gaan ons klere saamvat hemel toe, en ek sê vir haar, nee, en hy sê, maar, nou weet ek of ek het moet sê, maar gaan skuld as die op, ek sê vir nee, Jesus het iets baie beter vir ons, nou, weet ek nie hoe met my verduidelik, sê, maar ja, alles wat aards is, gaan ons nie saamvat nie, ja, en dan die laaste gedeelte, die oogsalf, dat ons onsself deur sy oë sal sien. Dit is wat hy wil hê ons moet doen. En ons moet nie mismoedig raak van hierdie toestand nie, hy het vir ons die oplossing gegee. Ja, maar ja, dit sluit gaan aan die volgende gedeelte toe, wat is berisping, bekering en beloning. En God praat met ons. God los ons, hierdie boodskap wat hy gee vir die kerk in Laodicea, is liefde. En as ons nou verder dan lees van vers 19 af, dan sê dit, almal wat ek lief het, hier kom het nou uit, sy liefde, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. So God sê, hierdie wat ek nou net gesê het vir jou, dis nie omdat ek snaaks is nie, dis nie omdat ek kwaad, dis teleurstellend vir hom, ek seker dit, maar dis nie van omdat hy, ek wil nie net sleg sê nie. Dit is nie die punt nie, en ek dink ons kan dieselfde in ons eie persoonlike lewe, is hoe hanteer ons familie, ons vriende, ons medebroeders en susters in die kerk, is dit uit liefde uit, of wil ons hulle net sleg sê? As iemand fouteer, hoe hanteer dit? En dit is krities, is soos, en dis wanneer ons na eie hart moet kyk, verstaan nie, is soos, hoe doen ons dit? En dan vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En dan vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. So, ons sien baie duidelik dat Jesus sê, hy staan met die deur en hy klop. Die vraag is, hoor ons die klop, en as ons die klop hoor, antwoord ons, maak ons die deur oop. Verstaan, want ek dink, daar is soveel geraas in die wêreld, en baie keer laat ons toe dat, ek het een keer aan iemand sy huis geklop, wat, hulle het 'n groot party gegooi aan die binnekant, en ek klop in die deur, en hulle hoor nie, verstaan jy? Dus nou dan hamer het in die deur, maar hulle kan nie hoor nie, want die geraas in die binnekant is so erg, dat hulle kan nie hoor nie, en my vraag is, is ons lewens so vol van dinge wat ons aandag aftrek, dat ons nie die klop van Jesus kan hoor nie. En so 'n vraag wat ek graag wil vra, is, het iemand al ooit vir jou iets gesê wat jou seer gemaak het, maar dan later dan besef jy, ek het eintlik nodig gehad om hierdie te hoor? Ja, beslis. Het dit jou verander? Ja, met tyd. Dis Wie het vir jou gesê? My mamma. Dis nie maar, okay. So was iets wat ek gesê het daarom nie. Dis bly om dit te hoor. My mamma het net eers in my kop gekom. So. Ja, So die punt is maar net dat baie keer dan, soos ek nou net gesê het, dat die manier hoe ons moet praat met mekaar en hoe ek my broeder en my suster moet hanteer, as ek sien hulle is besig met dinge wat hulle miskien nie mee besig moet wees nie, wat ook al dit mag wees. Dit moet net liefde uit wees, soos wat Jesus hierso sê. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Die hele punt gaan om ons terug te bring na Jesus toe. Terug te bring na, nie om weg te dryf nie, maar om terug te bring. En nou al kom iemand in die kerk en sê miskien iets vir my op 'n verkeerde manier, moet ek dit nie verwerp nie.
Verstaan, ja, ons het emosies, ons kan voel, ons het gevoelens, ons kan miskien voel, dat dit was nie op die regte manier gedoen, op die regte tyd gedoen, op die regte plek gedoen nie. Maar dit beteken nie dat dit miskien kan reg wees nie, dat, verstaan, ja, hulle het miskien heel op 'n verkeerde manier gedoen, en dit kan my miskien wegdryf, maar miskien moet ek gaan self reflekteer, en nie toelaat dat my emosies my wegdryf van Christus nie. En van die gemeenskap nie. ja. En so maar hierdie verse wat ons nog gekyk het na, is die hoogtepunt van Jesus se boodskap aan Laodicea, die kerk. En om die volle impak te verstaan, moet ons eers 'n bietjie terugkyk na wat hy in vers 14 tot 18 gesê het, en ons het nou dit gelees, en ek wil net vinnig deur dit gaan. En hy skryf aan die engel van die gemeente aan die Laodicea, dit sê, die Amen, die getrou en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke. God ken ons. Verstaan jy, so jy het in die begin 'n baie duidelike punt gemaak dat ons moet self reflekteer. Want ek dink nie ons ken onsself goed genoeg nie. En die beste manier om jouself te leer ken en om waarlik, soos wat die wêreld daar buite sê, jou identiteit soek op al die ander plekke waar jy behalwe waar jy eintlik kan kry. Die enigste plek is God. Verstaan jy, so as jy werklik jouself wil vind, moet jy verhouding hê met God. Moet jy God soek. En God kan vir jou dit gee. So hy sê, ek ken jou werke. En hy weet dat ons lou is. En die gevaar van die lou, en ons het vroeër ook gekyk daarna, is dat baie keer is dit want ons kyk na ander, en ons kyk nie na onsself nie. En so terug te kom ons soek God, kom ons soek onsself in God, want dan kan ons by die ware antwoord uitkom. Nou, 'n paar punte. Jesus se eerlikheid is 'n daad van liefde. Né? En in vers 20 sien ons dat hierdie uitnodiging wat hy vir ons gee, dis 'n persoonlike uitnodiging, dis intiem. Dit is nie hy wat inbars en vir ons sê, wow, verstaan nie, dit en dit is verkeerd nie. Nee, hy klop, hy staan by die deur en hy klop. Hy kom nie net in nie, verstaan jy? Hy forceer nie sy weg in nie. En hy wag vir ons. En ek het een keer 'n verhaal gelees, ware verhaal gewees, van hierdie meisie wat, dit was nou lang terug, 1800s, hulle was Christene gewees, maar hulle het nie, hulle was seker nie baie getroue Christene, as ek het so kan stel. Op 'n plaas gebly, en sy het gehoor van hierdie evangelisasiedienste wat hulle gehou het daar, en sy iemand daar uitgenooi. Sy het gegaan, en sy het Jesus ontmoet. Jy weet, hulle as gesin was, jy weet, hulle Bybel gelees nou en dan, en hulle nou na kerk toe gaan, jy weet, maar sy het nooit Jesus ontmoet nie, en daar het sy Jesus ontmoet. En sy het teruggekom huis toe, met soveel opwinding, en in haar hart het sy, want sy is die wat die boek skryf, so in haar hart was dit letterlik gewees van, haar ouers gaan so opgewonde wees, dat sy haar hart vir Jesus gegee het, want nou gaan sy nie meer laat in die aande verdwyn en gaan party en hierdie tipe van gedoen nie, want hulle weet hulle kan haar nou vertrou, want sy het haar hart vir Jesus gegee, verstaan nie? Sy was 'n tiener gewees. En sy kom terug en sy vertel vir hulle en hulle was teleurgesteld. Hulle gesê, man, hoekom sukkel jy met daai mense en hoekom wil jy dit en hoekom wil jy, hulle was baie negatief en sy het dit nie glad nie verstaan nie. En die hele storie gaan oor haar lewe, haar lewensverhaal, oor weet hoe sy nooit op 'n punt gekom het waar hulle regtig verstaan nie, maar sy het Jesus ontmoet nie. Nee? En dit was vir haar baie hartseer en teleurstellend. Hele boek gaan op die einde, waar pa amper op sy sterfbed is, en waar hy toe vir Jesus ontmoet. Hoekom, Jesus gestaan in die klop aan sy deur, vir soveel jare. Verstaan jy, soos vir 40 jaar plus, het Jesus gestaan en klop aan sy deur. Hoe lang staan en Jesus klop aan my deur? Verstaan jy, hoekom wag ons so lank om vir hom op te maak? En hy barst net in nie, verstaan jy, so dit is wat Jesus graag vir ons wil doen, hy wil inkom, hy wil 'n verandering in ons laat bewerkstellig, want ons het dit nodig, hy wil vir ons soveel beter gee, soos wat jy gelees het, dat hy wil vir ons hierdie rykdom gee, hy wil vir ons nuwe klere aantrek, ons het dit nodig. Ons karakters, ja. Hy wil ons verander. En dan in vers 21, dan sien ons dat God gee vir ons 'n belofte,
dat as ons hierdie doen, as ons hierdie aanvaar, as ons daai deur oopgemaak het, sal hy vir ons oorwinning gee. Hy sal ons nie net los in ons ellende nie, maar hy gaan vir ons oorwinning gee. En hy wil vir ons letterlik bekroon as, ek kwam met die Engelse woord royalty, né? Hy wil vir ons deel maak van sy koninkryk. En baie interessante ding wat ek ontdek het, was dat die naam Laodicea beteken die geregtigheid van die volk. En dit klink nogals ironies, omdat hulle werklik 'n probleem gehad het met geregtigheid. En dat hulle eie geregtigheid of hulle self probeer regverdig het, as ek dit so kan stel. En laat ons wanneer ons onsself Christene noem, daai het ook 'n betekenis aan. Ja. Ons is 'n volgeling van Christus. En laat dit nie net 'n naam wees nie, soos met Laodicea. Laat dit nie net 'n naam wees wat ironies is nie. Ja. Kom ons leef dit uit. Kom ons aanvaar die goud wat gelouter is deur die vuur. Kom ons aanvaar Christus wat vir ons hierdie wit klere wil gee en die oogsalf. En dit is wat ons nodig het, want die geregtigheid van Christus hy wil dit gebruik om ons naaktheid te beklee. Verstaan jy? Dit is hierdie wit klere. Ek wou nou net sê, kom ons maak daai metafore. Ja. En die goud wat gelouter is, dit is die ware geloof. Dit is die liefde wat getoets word deur beproewing. So ons het gesien dat dit gaan nie alles maklik wees nie. Dit gaan nie net hankie-dorie, jy weet, nou aanvaar ek vir Jesus, ek word miskien gedoop en nou begin ek my Christelike wandel en nou is alles net smooth sailing. Dit is glad nie die geval nie. Nee, dit is daai byvoorbeeld wanneer goud gesuiwer word. Dit is 'n proses, verstaan jy? En dit is 'n warm proses. Jep. Maar ons is nie alleen nie. En aan die oogsalf is die Heilige Gees wat vir ons verligting bring, sodat ons kan sien wat die toestand ons is. En as ons weet wat die probleem is, weet ons wat die oplossing is. En dit is so met enigiets, as ons nie weet wat die fout is nie, dan is ons soos 'n afkophoender wat soek na iets en niks kry nie. Van ons weet wat die probleem is, dan weet ons waar die oplossing ook vandaan kan kom. So dit is positief. So 'n paar vrae wat ek net wil vra, voor ons gaan aan die volgende gedeelte toe, is ons moet eerlik onsself ondersoek. Jesus vra baie spesifieke vrae vir Laodicea. Hy laat dit nie net nie. En dan klop hy, en die vraag is, maak ons die deure oop. Laat ons hom toe om in te kom. En aanvaar ons hierdie reiling. Want ons dink ons is ryk, maar ons is nie ryk nie. Ons dink ons kan sien, maar ons kan nie sien nie. En hy wil hierdie reiling hê. Hy wil vir ons nuwe klere gee, hy wil vir ons self gee. En die vraag is, gaan ons dit aanvaar? En dit is juist hierdie ewige liefde, soos ons gesien het in vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Jy weet, en dit is waarom hy ons wil aanmoedig om, as ons net die deur sal oopmaak, soos wat jy nou gesê het, kan ons oorwinning behaal. Want dan is hy met ons. Ja, ons moet regtig nie mismoedig raak met die toestand waarin ons is nie. Die eerste ding moet ons besef, voordat ons oorwinning kan kry, is dat ons moet ons ware toestand, jy weet, besef. Die tweede ene is, ons moet nie mismoedig word nie. En die derde ding is, ons moet aksie inbeweeg van hierdie. Ons kan nie net, dit moet prakties word. As ons net die kopkennis het van, dit is wat ons moet doen, of dit is waarheen ons gaan beweeg, gaan dit niks help nie. So, my vraag is, waarom sukkel ons nog so? Waarom sukkel ons om werklik ons hart vir die Here te gee? Waarom sukkel ons om werklik oor te gee? Waarom sukkel ons om oorwinning oor sonde te kry? Wel, die heel eerste ding wat by my opkom, is, hoe kan ek 'n voorbeeld net in die daaglikse lewe kan gebruik om dit beter te kan verstaan? So, laat my dadelik dink, 'n vriend van my het 'n aanbod gekry van
'n nuwe maatskappy wat vir hom 'n aanbod gegee het om vir hulle te kom werk. En daar was 'n paar dinge wat hom getrek het tot hierdie nuwe maatskappy, maar hy kon nie commit nie, want daar was sekere, amper sê, perks in die ou maatskappy waar hy nou huidiglik werk, wat hom daar gehou het. So die vraag wat vir my, of die prentjie wat ek dadelik by my opkom, is wat is dit wat ons dink die perks is van die wêreld? Wat is dit wat my vashou hierso? Of die dinge in my lewe wat my terughou om ten volle oor te gee? En dit is wat ons, jy kom heeltyd terug na die selfrefleksie en selfondersoek, né? Dis dat ons by onsself moet vra, soos in, wat is dit wat my terughou? Wat is dit wat my vashou? Weet jy wat, 'n ander vraag wat ek ook al vir myself gevra het, is dat, hoe sou my lewe gelyk het, as ek volledig in die Here se wil geleef het? Wat sou nie daar gewees het nie, en wat sou bygekom het? Dit is eintlik eenvoudig, want baie keer weet ons al klaar wat die antwoord van dit sal wees. En daar hake mense al klaar baie vas, want jy wil nie. Dit is iets wat jy dink, maar dit is nie so groot issue nie. Maar as jy vir jouself sê, as ek volledig in die Here se wil is, dan sal hierdie dinge nie daar in my lewe wees nie. So, maar alles lê in God se oplossing met verhouding, verbond. Ons 'n paar voorbeelde in Genesis, en ons het nie die tyd om alles te lees, so ek het dit 'n opsomming van gemaak. In Genesis, ek sal wel die verwysings gee. Genesis 2 vers 7 en 3 vers 8 tot 10 vertel van die verhouding wat God in teerheid en met liefde afgesak het aarde toe en met sy hande klei gevat het en mens gevorm het. En hoe hulle reageer het na die sonde, waar hulle in vervreemdheid verval het, nadat die beeld van God eintlik skade gekry het in hulle eie lewens. 5 vers 24 van Genesis praat van Henog. Daar's 'n wandel met God. Een man wat daardie intimiteit weer gevind het na die sondeval. So alles hierdie is verhoudings. Genesis 6 vers 9 en vers 13. Noag wat ook met God gewandel het, ten midde van 'n bose generasie. En soveel, daai boosheid was so groot dat daar 'n oordeel moes kom. En dit is 'n tipologiese gebeurtenis van die finale oordeelsdag wat spoedig op pad is. Op daardie gedeelte is my baie interessant, want Noag is die kleinseun van Henog. En hier is 'n man, praat nou spesifiek van Henog, wat wandel met God. En as gevolg van sy voorbeeld, is daar 'n volgende generasie, Methuselah, wat die langste of die oudste man in die Bybel was. En as gevolg van Methuselah se voorbeeld, en natuurlik die oupa se voorbeeld, het Noag ook met God gewandel. Wat as Henog nie ten volle so gewandel met God, dat daar so 'n groot impak was op sy kinders, was daar niemand nie. Ja. Want Noag was die enigste een wat God kon vind. Wat die werk Jy hoor wat ek betaalbaar sê? gewees, ja. Dit is skrikwekkend, en hier is die punt, is dat, hoe belangrik is dit, die voorbeeld wat ons vir ons kinders laat? Want hulle kyk. Nie net vir ons kinders nie, as jy nie kinders self het nie, die mense en die jong mense in die kerk, kyk na iemand, kyk na almal. Hulle is baie meer oplettend as wat mense dink. En die impak wat Noag gehad het, hy letterlik die mensdom gered, as dit so kan op neerkom, né? Ja. So, die impak wat die persoon kan hê, wat jy 'n impak op het. Baie keer dink jy, jou impak is nie baie groot, maar daai ripple, jy kan miskien die een persoon 'n impak op hê, wat miljoene mense kan bereik. Dit laat my aan die negatiewe kant ongelukkig ook dink, jy noem nou die ripple effek van Henog se lewe, maar die ripple effek van byvoorbeeld Lot se lewe, dit is so hartseer, dat dit eintlik familie is waarteen Israel die hele tyd geveg het. Ja. Maar nou ja, daar gelaat. Genesis 12 vers 1 tot 4. Abraham, nog voordat hy Abraham was, kry die instruksie van die Here om weg te trek van sy huidige invloede, en dat hy spesiale seëning vir Abraham het, God vir hom het, wat toe vir die hele wêreld 'n seëning sal wees. Ons weet nou, dit was die Messias. En dit is nie vir die Joodse nasie alleen gewees nie.
Abraham was nie 'n Jood nie. Daar was nog nie Jode nie. Ons moet dit onthou. Die verbond was voor enige Jood bestaan het, dit is vir alle volke en nasies. Exodus 34 vers 29. Moses, na hy in die teenwoordigheid van God as in die wet ontvang het sy gesig so geskyn, dat die mense soos, en hy was nie eens bewus van nie, die mense gesê, maak jou gesig toe, dis te helder. Jy weet, die heerlikheid van God, as ons in sy teenwoordigheid is, dit, ek dink Henog moes 10 teen en ook, ek dit vir myself, maar, en dan Handelinge 9, ek dink aan, toe Saulus op pad na Damaskus, vir Jesus ontmoet het, en hy vra maar, jy weet, hoekom skop jy teen my, of skop teen die prikkels, en hy moes blind geword het, voordat sy oë werklik weer kon oopgemaak word. En hier sien ons dit in Openbaring. As ons net besef dat ons blind is, dat ons daai salf van die Here kan sien. Die oplossing is in verhouding. Die Here wil met ons 'n verbond aangaan. En dit is, in hierdie voorbeelde sien ons God se ewige liefde, hy is altyd soekend na die mens. Ja. Ons hoef nie die pad van vervreemdheid te kies nie. En sonde maak dit soms moeilik, want dit is iets wat deel van ons natuur is, waarteen ons moet veg. Ja, dit waarvoor die wapenrusting is, dis waarvoor Jesus se uitnodiging is, ons moet dit net aanvaar. Hy werk in ons om die, wat staan vers? Filippense 1 vers 26, ons laaste val so, dis net een van my gunsteling. Ekskuus, Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in jou begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. So hier is die ding nou. So dit klink alles wonderlik. Nee? Till the rubber hits the road. En die vraag nou, is hoe kry ons dit reg? En Jesus se antwoord aan ons kom in Johannes 15 vers 1. En hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit weer kan vrug dra. Meer kan vrug dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra en van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en dan maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. En hierso gee Jesus vir ons die, ek wil amper sê die volle prentjie van hoe kry ons hierdie reg? Hoe kry ons dit reg? Om te doen wat jy nog gedoen het. Ja, om in 'n wêreld vol van goddeloosheid, vol boosheid. Ek wil baie keer ook net in 'n wêreld waar ons gedagtes net totaal weg is van God. Hoe kry ons dit reg om te wandel soos wat jy nog gewandel het? Hoe kry ons dit reg om 'n verhouding te hê, soos wat baie van hierdie karakters in die Bybel 'n pad gestap het met God? Hoe kry ons dit reg? En Jesus se antwoord is, bly in my. Nou is die vraag, maar hoe bly ek in Christus? Dis waar ek dink jy vooruit gegaan het daar met Henog se voorbeeld, waar jy sê, in die oggend as jy opstaan, dan wandel jy met God. Jy ry werk toe, jy wandel met God. As ons die teenwoordigheid van Christus beoefen, as ons oefen met die gedagte dat hy is hier by ons, hoe gaan mens dan optree? Ek dink dit is die kernding, om het prakties te maak, dalk met mense alarmpies stel, dat mense herinner word, of ek weet nie, hoe anders, want dit is iets wat ons onsself moet herinner deur die dag, want ons vergeet, ons raak besig, daar is dinge wat gedoen moet word, daar is
tye wat ons op 'n taak moet fokus, of jy weet, dan is dit nie voor in die gedagtes nie, maar ons moet dit beoefen en bring dit terug. Bring dit terug, totdat dit tweede natuur is, om dit net elke keer terug te bring. Ja. Ja, Ja, die hele punt is dat hier waar Jesus sê, bly in my, dit is nie 'n teologiese of teoretiese of mystieke ervaring van, okay, nou moet hoe gaan ek dit nou regkry? Dit is prakties. Ons moet dit prakties maak. En ons moet dit prakties lees. Jesus sê, bly in my, soos ek in julle. Dit is wederkerig. Ons in hom en hy in ons. So dit is nie van, dit is net, okay, ek moet in hom, hy wil in my wees. Want dit is hoe daar verandering plaasvind, is hy moet in my hart kom. Ons gesien nou in Openbaring, Jesus klop, want hy wil inkom. Dit is nie net van, ek moet uitbeweeg nie, hy wil in my inkom, en ek moet in hom ingaan. en wat wil hy doen as hy by ons in is? Om saam met ons 'n maaltyd te hou. Ja, Hy wil met ons gesprek voer, mekaar leer ken, intieme verhouding ingaan. en dan die hele ding is dan, maar ja, dit is moeilik. Jy weet, hoe gaan ons dit regkry? Vers 5 sê vir ons, sonder my kan julle niks doen nie. Dis die uit. Verstaan nie, hier is die hele punt is dat ons baie keer probeer ons hierdie doen op ons eie. En op ons eie kragte te doen. Jesus sê, nee, ek gaan julle help. Verstaan nie, soos in, as jy dit doen, as jy my volg, as jy hierdie punte doen, wat ek vir jou gegee het, dan gaan jy enigiets kan regkry. Niks. Ek gaan vir julle alles gee wat julle wil hê. Alles wat julle nodig het. En vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle bly, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En baie keer kan ons nou dink so, gaan ek nou alles verstaan, soos daar is 'n Christelike beweging waar baie keer hulle noem dit die Engelse woord is prosperity gospel. die prosperity gospel. En waar alles sal net goed gaan, jy weet, en baie keer is eintlik skrikwekkend, want baie keer sal jy sien, hierdie prediker sal sê, gee julle geld en die Here sal julle seën, en hulle gebruik dit om ryk te word, hulle gebruik die mense om ryk te word. Maar dit is nie wat Jesus hiervan praat nie. Wat hierdie werklik beteken, is, Jesus sê hierso, dat as julle in my is, as ons hierdie verhouding het met hom, en my wil word syne, dat ek word heeltemal getransformeer, dan gaan ek nie meer dinge wil hê wat, verstaan jy, soos my gedagtegang gaan heeltemal verander, die manier hoe ek die wêreld gaan sien gaan verander, en my soektog gaan nie net wees, wat is al hierdie tydelike dinge wat ek kan verkry nie. Die soektog gaan wees is, wat is dit wat God vir my wil hê? So, en dit is wat hy hierso sê, is dat ek sal vir julle gee wat julle nodig het, ek sal vir julle, wat julle vra, sal ek vir julle gee, en dit is waarop dit neerkom. In die volgende teksvers, vers 9, bly in my liefde, nie net in sy teenwoordigheid nie, maar in sy liefde. Want soos Jesus, wat is Jesus se liefde? Verstaan, soos God is liefde, dit is wie hy is, dit is sy karakter. So hy sê letterlik, soos in, bly in wie ek is. Verstaan nie, en dit kom terug na wat ons vroeger genoem het oor hoe kommunikeer ons en hoe hanteer ons broers en ons susters in die kerk, ons familie, ons vriende, die mense wat ons in kontak mee kom. Hoe kommunikeer ons met, hoe praat ek met hulle? Doen ek dit in liefde? Doen ek dit asof ek bly in Christus, asof ek sy karaktereienskappe uitleef? En dis 'n vraag wat ons onsself moet afvra. En in vers 10, om in sy liefde te bly, beteken om sy gebooie te bewaar. En hier kom ons by 'n belangrike punt uit, is dat 'n verhouding met God is nie net van emosie en ek moet nou net tyd spandeer ensovoorts. Daar is riglyne. En die riglyne is krities. En as jy vir enige iemand wat werklik hulle sout werd is, en wat nou, as ek dit so wil stel, counselors is, mense wat mense probeer help met hulle lewe ensovoorts. En die vraag vir daai persoon, sal sê, een van die belangrikste goed wat mense kan hê in hulle lewe, is grense.
is om daai sekere riglyn in jou lewe te hê, om volgens te leef, om gesonde verhoudings met jou familie, met vriende, met werkskollegas, wat ook al dit mag wees, is om grense te stel, is om riglyne, om 'n struktuur te hê waarvolgens jy leef, en dit is wat God vir ons gee in sy wet. En ons sien ook, as ons nou, is nie tyd om nou deur alles te gaan nie, maar soos ons deur die Bybel gaan, dan kan ons baie duidelik sien dat die wet is God se karakter, wat hy vir ons gee. En dit is wat ons moet uitleef. So God gee vir ons hierdie riglyne, en dit is waar gehoorsaamheid 'n rol speel, is dat, en ek wil amper sê, waarop dit uitkom, is dat Jesus sê, bly in my, en as die deel is van hierdie wynstok, dan gaan jy vrug dra, en dit is deel van hierdie riglyne. Dit is wat Jesus vir ons sê, dat ek sal dit moontlik maak vir julle, om enigiets te kan doen, en ek kan daardie reg kry, nie uit my eie uit nie, ek kan hierdie riglyne volg, nie omdat ek wonderlik is nie, maar omdat Christus dit vir my moontlik maak, om dit te kan doen. En dan vers 11, die doel, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Bly in Christus lei nie tot 'n dorre manier van Christen wees nie. Dit is nie hierdie ek wil amper sê, hierdie sombere manier van leef nie. Dit lei tot vreugde. Dit lei tot, soos wat Johannes 10 vir ons sê, om werklike lewe, 'n volkome lewe te leef, wat Christus vir ons wil gee. Nou, wat baie interessant is, en kom ons blaai vinnig na Jesaja 5 toe. Ons is blaai na Jesaja 5. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op vrugbare heuwel, en hy het dit opgespit en die klippe daaruit gehaal, en hy het beplant met edel wingerdstokke, en hy het 'n toring daar binne gebou, en ook 'n parskyp daarin uitgekap, en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? Hoe hartseer is dit, dat hierdie wingerd, God se kerk, en ons sien dit nou in Laodicea, dat ons dink ons is ryk, ons het verryk geword, en die vrugte wat ons dra, is wilde druiwe, dit is wilde vrugte, dit is nie vrugte wat werd is om eers geproe te word nie. Dit is hartseer. Nou die vraag wat ons osself moet vra is, wat is die vrug wat ek dra? Laat ek toe dat God inkom en sy werk in my lewe kom doen. Dat hy hierdie snoeiwerk kan doen. Want daar is snoeiproses wat moet plaasvind. Anders gaan jy nie die vrug kry wat gekry moet word nie. En dan, my gebedslewe is kern tot hierdie. Hoeveel tyd spandeer ek werklik in gebed? Hoeveel tyd spandeer ek om met Christus te praat? En ons net my daaglikse lewe met hom te deel. Dan die volgende gedeelte, gehoorsaamheid. Is ek werklik gehoorsaam? Doen ek dit net omdat ek moet? Doen ek dit net in die uiterlike? En ek dink ek kom terug na wat ons vroeër, en ek dink ons gaan heeltyd terugkom na, is daai selfondersoek, daai selfrefleksie wat ons moet doen. Die verband met Laodicea se boodskap is direk, bly in my, Johannes 15 vers 4. Dit is die antwoord op kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die deur oopmaak is die begin, bly in hom is die voortgesette lewe. Die wet in die evangelie is in totale harmonie. En Johannes 15 vers 10 verbind, bly in my liefde, direk aan die bewaring van sy gebooie. Gehoorsaamheid is nie wetties nie. Dit gaan nie oor om te probeer om ons verlossing te koop nie. Dit is die vrug van 'n lewende verhouding met Christus. Sonder die wingerdstok
kan die lote niks doen nie. Sonder die wingerdstok kan ons nie waarlik ten volle gehoorsaam wees nie. En dit is hoekom ons totaal en al moet oorgee. Om te bly is 'n daaglikse keuse wat ons moet maak. Elke oomblik moet ons kies om in Christus te bly. En soos wat ons, jy het net toe jy gesê het dat ons moet, ek moet jou nie vooruitloop nie, of ek moet die storie nie vooruitloop, maar dit is daar waar ek die bril moet kyk van, ek is besig om te wandel met God. Dit is daai bly in hom. Wanneer ek werk toe gaan, wanneer ek by die werk is, wanneer ek in verkeer sit, wanneer die taksies, jy weet, voor my indraai, ek is besig om te wandel met God. Ek is in hierdie wandel met God. En dan moet ons ook besef dat hierdie snoeiproses is nie God wat my straf nie, maar dit is hy wat my probeer help. Dit is hy wat my probeer bring op 'n plek waar ek moet wees om die beste moontlike vrug te kan dra wat ek kan dra. En dan die vrug wat wel gedra word, is nie tot my verheerliking nie, maar dit is die Vader wat verheerlik word daardeur. Wat beteken dat dit gaan nie mense trek na my toe nie. Dit gaan nie mense trek dat hulle opkyk na my nie, maar dit gaan hulle trek om na Christus te kyk. Dit gaan hulle trek om hom werklik raak te sien vir wie hy is. Dan sien ons dat vreugde is die resultaat. Nou ons het nou gepraat en genoem dat God wil hê dat ons moet die hele punt is nie dat ons moet hierdie sombere mense wees die hele tyd nie. Daar is tyd daarvoor om somber en ernstig te wees, maar God wil vir ons vreugde gee. Hy wil vir ons blydskap gee. Hy wil vir ons 'n lewe van oorvloed gee. En dit is die uitwerking van om werklik in Christus te bly. Eileen sal vir ons Romeine 8 vers 9 tot 11 lees asseblief. Romeine 8 vers 9 tot 11 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam wel dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewendig maak deur sy gees wat in julle woon. So die kernpunt wat vir ons uitkom is die Heilige Gees. Jesus sê toe hy voor hy weg is van die aarde af, het hy gesê, ek laat vir julle trooster, of ek gaan vir julle trooster stuur. En die Heilige Gees is wat die werk in ons voltooi. Die Heilige Gees is die een wat vir ons, amper sê, die lewe gee wat deur die wingerdstok gaan. Dis die water, dis die voeding wat dit is daai voeding, né? Ons kan nie, dis hoekom dit ook die voorbeeld wat ook gebruik word is dat die Heilige Gees die olie. Nee, dit is daai vlammetjie wat moet brand. Ja, ek kan nie uit my eie uit my lig laat straal nie. En so ons sien Johannes 14 sê vir ons dat die trooster wat ek nou net genoem het, en dan Johannes 15 vers 26 is die een wat Jesus aan ons sal openbaar. Johannes 16 is die een wat ons van sonde sal oortuig. So ons het nou baie duidelik gesien dat die proses om in Christus te bly is nie net van kyk in 'n verhouding en tyd spandeer en dis God gee vir ons riglyn. Hy gee vir ons 'n struktuur waarvolgens ons moet leef. En dit is deel van die vrug wat ons dra. En hierso kom dit ook dat die een wat ons van sonde oortuig, die een wat vir ons met ons sal praat om te sê luister hierso, maar jy het afgewyk hier. Jy het pas op vir hierso. Verstaan jy? Dit is wat ons sal help deur hierdie pad, met hierdie wandel met God. En dan ook in Johannes 16 vers 13 is ons gids in alle waarheid. Hy sal ons lei in die volle waarheid. En wat ek vandag ook weer gebid het, is iets wat ek nou en dan hoor 'n mens 'n stemmetjie wat jou sê, moenie daai glas daar neersit nie. Of, jy weet, klein goedjies soos dit. En dan, soms dink maar, dis okay vir nou, ek sal dit nou doen. En dan val die glas, of wat ook al nou die voorbeeld is. En dan dink 'n mens dit vir jouself, as ek maar net na die stem geluister het. En ek bid en Here, wys my net
hou aan met my praat, dat ek die stem kan herken en daarop reageer. Ja. Herinner my, hou aan met my praat, dat ek dit kan herken, dat dit nie my eie gedagtes is nie, maar dat dit u stem is. En ons moet dit aanhou en aanhou, dat daardie stem duideliker geëien kan word door die Heilige Gees. Absoluut. Ek wil graag met hierdie afsluit, en dit is in Koning van die Eeue, wat vir ons sê, om in Christus te bly, beteken 'n voortdurende ontvangs van sy Gees. 'n Lewe van onvoorwaardelike oorgawe aan sy diens. Die kommunikasiekanaal tussen die mens en sy God moet voortdurend oop bly. Dit is gebed. Dit is om met God te praat die heeltyd. Soos die wingerdloot voortdurend die sap uit die lewende wingerdstok trek, so moet ons aan Jesus vasklou en van hom deur geloof die krag en volmaaktheid van sy eie karakter ontvang. Dis wat God vir ons wil doen. Dit is 'n proses, maar hy wil dit vir ons doen. Hy wil dit elke dag van ons doen. En mag ons dit soek. Mag ons besef dit is 'n voortdurende proses. Ons moet dit elke dag ontvang. Ek kan nie net dit gister ontvang of eenmal 'n week by die kerk en dink dis okay nou nie. Dit is 'n kanaal wat moet oop bly. God wil hierdie verhouding met ons hê, elke liewe oomblik, nie net eenmal 'n week nie. Mag ons werklik elke dag daardie bril aantrek en besef, elke oomblik, vandag is 'n wandel met God. Amen. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons die voorreg het om met u enige tyd te kan praat. Dankie vir hierdie nuwe tema, Here, wat ons kan bestudeer om 'n hegter verhouding met u te hê. Dankie, Here, dat dit u begeerte is om ons nader aan u te trek. En ons vra dat u asseblief in ons harte sal werk, dat ons toestand sal raak sien, dat ons werklik sal sien hoe ons meer kan doen, of meer kan uitsny, of meer wat van ons kant af, wat bring skeiding, Here, dat ons daardie tyd sal neem om te reflekteer, om met u in kommunikasie te wees, dat u vir ons kan uitwys, Here, waar en hoe ons u teenwoordigheid saam met ons kan neem, oral waarheen ons gaan, Here. Help ons om in hierdie proses te groei en 'n hegter verhouding met u te bou. Dis my gebed in u naam. Amen.